altyd lekker in die huis van die Here. Ek kan die sitplek neem of die musiekspan sê dankie. Altyd lekker om saam vir in die naam van die Here groot te maak. Ek weet nie van julle nie, maar daar's vir my of daar 'n verandering in die atmosfeer begin kom. Ek het 'n gevoel binne in my en ek kan nie wag vir die Pinkstertydperk nie. Maar dit wat ek vanmôre gesê het is so waar. Ons moet nie net die Heilige Gees of die doper met die Heilige Gees soek wanneer ons in Pinkstertyd is nie. Ons moet hom soek elke dag. En dis wat dit so amazing maak is dat die God van die eeuwe kan dit vanmôre vir ons doen. As jy Bybel saamgebring en blaai gerus saam in die tweede boek van Konings toe. Tweede boek van Konings. En ek wil vir jou saam lees van vers 4 af. 2 Konings 4 vers 3. Hy sê, gaan leen vir jou buite afkanne. Lê 'n leekanne van al jou bure, leen nie te min nie. Gaan dan in en sluit die deur agter jou en jou seun toe en giet al hierdie kanne en sit dit weg wat vol is. Kom ons bid saam. Vader, met 'n wonderlike voorreg om vanmôre in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here. Gaan nie oor ons nie, maar dit gaan oor U. Gaan oor die grootheid, die genade en die krag en die sterkte. En ek wil vanmôre bid, o Gees van God, wat alle verstand te bowe gaan, dat U vanmôre sal inkom en ons harte sal aanraak. Here, kom vul ons vanmôre toe met U liefde en die genade, dat ons sal hoor en verstaan wat U vanmôre vir ons sê. Here, ek wil U loof, ek wil U prys, ek wil U verheerlik, want daar is niemand soos Koning Jesus nie. Aan Hom kom toe al die lof en al die eer en al die aanbidding van ons hart in Jesus naam. En die volk van die Here sê, Amen. Amen. Ek het gisteraand, terwyl ek voor die Here lê, die Here met my begin praat oor 'n empty vessel, leë kan of leë kruike. En daarmee toe ek hier aan gaan sit en my gedagtes laat gaan, toe hardloop my gedagtes na hierdie vrou toe wat 'n groot verlies gehad het, want haar man is dood. Nou, ek wil nie sê dis makliker as 'n man, as 'n vrou eers doodgaan nie, want dis glad nie maklik nie, maar as 'n man doodgaan is die broodwinner van die huis normaalweg dood. En hierdie vrou het op 'n plek in haar lewe gekom waar sy niks meer het nie. Sy was totaal en al uitgeput. Sy was leeg, dit wat sy gehad het, en die skuldeisers kom opneem, en daar was absoluut niks oor nie. Al wat sy oorgehad het, was 'n kan met 'n klein bietjie olie. En dadelik begin die Here met my oor te praat, want ons kom baie keer in tye wanneer ons iets verloor het, of iets in ons lewe verkeerd gegaan het, of iets in ons lewe nie reg is nie, dan kom ons op 'n sekere punt waar ons sê, ag, ons wonder, wat is God se plan hiermee? Of ons wonder, of God ons hier gaan deurdra, of ons sê baie keer, ons wonder, of God nog bemoeienis het met ons. Weet nie of jy al so gevoel het nie. Ek was in 'n sekere stadium in my lewe, wat ek voor God gelê het, en ek gesê, Here, is ek op die regte plek? Is ek in die bediening wat U wil hê ek moet wees, want dit voel amper nie so nie. En terwyl ek voor God lê gisterand, toe begin die Here met my te praat oor, ek's op soek na leë kanne. Dit het daar met vir my sin nie gemaak nie. Maar ek sien ek moes iets begin na gaan kyk, want dit was nie die eerste keer wat olie vermeerder is nie. Ek het teruggespring na die vorige profete met die naam van Elia toe, want hierdie was met Elisa gewees, na sy predecessor, die ou wat hom vooruit gegaan het, vooraf gegaan het, en daar was 'n geweldige droogte in die land, en toe in die land inkom, toe was daar 'n vrou, weer wat sê, hy kom by haar, hy sê vir haar vrou, gee vir my iets om te drink, en terwyl jy besig is, bak sommer gou vir my 'n broodjie. En sy sê vir hom, meneer, al wat ek oor het is 'n bietjie olie in my kan, en meel in die pot, maar dis wat ek het. Jy sien, as
verloor, al wat sy het, is dit. Nou wil jy hulle wat hoor vanmorgen, want hier is mense wat vanmorgen hier die godsgebou sit, wat miskien finansieel vooruitstrevend is, maar hy voel leeg aan die binnenkant. Hier is mense wat vanmorgen sê, pastoor, dit gaan goed met my, maar daar is 'n dorheid in sy siel, daar is iets wat vanmorgen hunker en soekend is na meer, dis soekend na 'n God wat vanmorgen kan antwoord bring. Jy sien, toe ek hier dan gaan sit en dink ek dat hier die vrou sy voorsiening was vir haar en haar kind en vir Elia. En sy het van brood gemaak en die meel het nie opgeraak nie en die olie in die pot het nie opgeraak nie. Nou, ek wil hê dit verstaan vanmorgen, want baie keer voorsien God in jou behoefte. Maar toe gaan kyk na Elisa, toe sien ek God voorsien net en hier die vrou wat haar man verloor het sy behoefte nie, maar in ander mense sy behoeftes. Jy sien ek wil dit verstaan vanmorgen, want iets het my begin pla, en dit is, as ons nie leerkanne het nie, kan God het nie volmaak nie. Daar sekere dinge wat ons vanmorgen sal moet besef, dat daar sekere plekke wat ons gaan moet loop, sekere dinge waardeur ons moet gaan, sekere dinge waardeur ons hart loop, wat ons gaan leeg maak, en dan wanneer ons leeg is dit reeds die plek wat God wil hê, ons op daardie stadium moet wees. Ek wil hê dat jy moet dit verstaan, dit vat partykeer 'n groot verlies, dit vat partykeer 'n droogte tyd in jou lewe, dit vat partykeer jou omstandighede, dinge by die werk, dinge by die huwelik, maar dis nie die einde van die prentjie nie. Dis wanneer jy leeg is vanmorgen, dat God sê, ek kan jou volmaak met die gees van 'n lewendige God, en jy sal nooit weer anders wil hê nie. Jy sien, hierdie het my geweldig vinnig laat dink. Want ek sien 'n vrou wat met die punt sit. Sy kom daar aan met 'n leë kan. Ek weet nie van jou nie, maar ek het my maat my anders geleer. As iemand vir my kos gee, en hulle stuur vir my 'n bakkie kos saam, of wat ook al, my bakkie mag nie leeg teruggaan nie. Ek weet nie of julle ook so geleer is nie. So vat ek net 'n chocolate of 'n ding, en ek gooi aan, en ek sê, dis dankie vir die kos, dis heerlik. Maar die rede hoekom ek dit doen is, ek is partykeer te bang om iets leeg terug te gee. En terwyl ek hier aan dink, toe begin die Here met my te praat, en hy sê vir my, maar ek wil hê, somtyds moet die leeg gevoel daar wees. Ek het dit nie verstaan nie, ek kon nie sê hoekom God my leeg wil laat voel nie, want dit kom partykeer in 'n ou se geestelike lewe, wat jy voel, ek wonder was God. Ek wonder hoekom is hier 'n emptiness inside of me, ek weet nie hoekom hier iets binnekant is, wat my vanmorgen so droog laat voel, dat ek daag op in die kerk. Maar ek weet nie eens hoekom nie. En terwyl ek gisteravond voor die Here lê, toe sê die Here vir my, kyk hoeveel leë kanne staan voor jou vanmorgen. Ek sien party van ons, ek weet nie of jy ook so is nie. Ek weet Mornay sal sy kar ry tot hy empty is en die liggie brand, en as die liggie aankom, dan weet hy nog so 50 kilos. En dan besluit hy wat die garage sal gaan. Ek maak soos my kar nie by kwart begin kom, dan soek ek die garage. Ek hou nie daarvan om op empty te hardloop nie. En dadelik toe ek gisterand voor die Here lê, toe sê die Here vir my, hoe voel jy die laaste ruk? En ek sê, Here, ek is so excited door die kursus wat ons gedoen het, maar ek voel nog leeg. Ek is nog nie daar waar ek kan sê, I've had enough nie.
En dadelik sê die Here vir my, ek wil nie hê jy moet so voel op die oomblik nie, want jy sien, ek wil die Gees van God weer oor hierdie gemeente uitstort, soos nog nooit van tevore nie, but I need a few empty cans. Ek het manne en vroue nodig, wat sal leegmaak, wat sal sê, weet jy, dit wat vanmôre in my lewe is dalk nie waardevol nie, of dit waarmee my kan vanmôre vol is, kan nie vanmôre vir my 'n lewe gee nie, en besig om skoon te maak en uit te skit, sodat wanneer ek kry wat God vir my wil gee, dat daar genoeg sal wees, nie net vir my nie, maar vir hulle wat rondom my is. Ek weet nie van jou nie, maar omdat ek hierdie ervaring in my lewe begin ervaar het ek gestraand voor die Here gelê en gesê, Here, kom maak my skoon vanmôre, kom was my met die kosbare bloed van Jesus Christus, kom maak my leeg vanmôre, Here, want ek weet, die tyd is op pad, wat U die olie gaan gee, en weer my gees begin uitstort, sodat dit wat oorloop, sal skoon en rein en heilig wees, sodat ander kan kry, dit wat God vanmôre vir ons wil gee. Ek weet nie van jou nie, but I want to be an empty can. Ek het gisteraand, so deur my voorbereiding, moes ek na my kleinkind kyk, want Mornay het volgende 2 uur gaan werk. En die man het daar by my geslaap. So 10 uur gisterand was ek moeg. Toe is maar nog glad nie moeg nie. En ek het op in die bed gaan sit, hier langs my, en ek het hom gesê, jy gaan nou slaap. Toe sê hy, nog net 'n bietjie. Opa, net 'n bietjie. En ek het die TV afgesit, maar hy sy foon by hom, en ek het sê, alright, jy kan nog so 15 minute game speel, I'm happy. Net 'n bietjie. 11:30 gisterand, is dit van Bill, is tyd om jou foon af te sit, en klaar te maak, te sê, opa, my battery is nog net 'n bietjie. So uiteindelijk vir my sê, opa, dat my foon net doodgaan. Ek het gekyk hoeveel is die battery op nie. En ek het gesê, alright, speel nog so 'n bietjie, want ek het weggeraak, ek het in die slaap geraak. En gisteravond so 11:30, toe hoor ek, nee, maar hierdie foon is nog aan die gang. En ek skrik wakker, en hier lê die man met die foon so in sy hand, het hy in die slaap geraak, en die battery is nog 30% vol. En ek dacht, wauw, hierdie man verstaan nie wat is nog 'n bietjie binne in die pot nie. En dadelik begin ek te besef, dat baie van ons se lewens is so. Ons is nog 30% vol met die wêreld, maar ons verwag God met 100% en ons uitstort. Ons is partykeer 30% vol met ons van onsself en dan verwag ons God met ons volmaak. Kan ek vanmôre vir jou sê, God needs an empty can. Hy het 'n man en vrou nodig wat vanmôre sê, maak my skoon van my bodem tot by my top toe. Here, ek wil niks in my lewe hê wat nie van U af is nie, dat wanneer U in my uitstort, ek kan oorloop van dit wat God in my binneste gegee het. Kan ek vanmôre iets sê? Ek luister partykeer na mense se gesprekke en ek kom agter hulle is leeg. Nie leeg hier nie, leeg hier. Jy sien, want wanneer 'n gesprek oppervlakkig raak, dan raak ek bekommerd. Wanneer 'n gesprek, wanneer ek iets moet sê om aandag te hou, dan plaag het my. Terwyl ek gestaan voor die Here lê, sê die Here vir my, waarom wil jy volmaak wat ek wil leegmaak? En ek wil begin klaarmaak van hierdie vrou
kom by die put aan. Sy kry 'n man daar met die naam Jesus. Sy kyk na hom en hy sê vir haar vrou, skep vir my 'n bietjie water asseblief. Geef my iets om te drink. Sy laat sak die emmer in die put en sy trek dit op, want sy wil haar kruik begin volmaak. Sy het geloop om die kruik vol te maak met water. Niks fout daarmee, die Here het elke dag gedoen. Maar toe Jesus daar sit, sê vir haar, geef vir my 'n bietjie van jou water. Sy vra die vraag, wat het ek met u te doen? Is 'n Jood en ek is 'n heiden. Julle drink mos nie dieselfde glas uit nie, as ons het ons vuil. Ek sê vir 'n vrou, as jy net weet wie ek is, ek sal jou kan volmaak met water van die lewe. But sometimes you have to hit rock bottom. Jy moet baie keer op 'n plek kom in jou lewe waar jy voel, ek kan nie laat gaan as wat ek is. You must feel that I'm lost and lonely and I'm desperate. Want dis presies hoe hierdie vrou gevoel het toe sy daar aankom. Kan ek het vanmorgen vir sê, mense sê huwelike werk nie uit nie, want hulle het 'n leegheid binne in hulle, wat hulle probeer vul met 'n man of 'n vrou. Mense se finansies werk nie uit nie, maar there's an emptiness inside of them, wat maak dat hulle worry nie meer nie. Dis die gevaarlikste plek in jou hele lewe om te gebruik, om op te kom, soms te voel ek hier nie om nie. En gisteraan terwyl ek voor die Here lê, en ek probeer rustig raak in my gees, ek probeer altyd afskakel, ek probeer altyd afsit, ek probeer altyd aan niks te dink nie, en net so stil te wees, en bly is te foon. Ek kyk 'n movie, so daar is 'n bietjie van 'n praat in die agtergrond. En dadelik sê ek, Here, ek verstaan nie wat jy probeer sê nie. Hy sê, jy laat nie praat toe. Dis wat van jou kan vol word. Jy laat toe dat mense jou negatief beïnvloed. Jy laat toe dat mense doodspreek oor jou huwelik, oor jou finansies, oor jou kinders, oor die dinge wat jy waardevol ag. Jy laat dit toe. Soos 'n goeie oupa is, toe sê jy vir hom, okay, sit op jou klank nie. Toe staan ek op en ek loop weg. En ek gaan sit 'n bietjie in my sitkamer. En daar is dit stil. En terwyl
leer. Ek sê, Here, ek is bereid om te leer. Hy sê, partykeer moet ek jou deur dor en droë plekke vat. Partykeer moet ek iets wegvat. Partykeer moet jy die besluit maak om op te staan en weg te stap. En by jouself te kom, dat ek jou kan volmaak. Ek het nooit geweet, ek het verstaan, maar ek het nie besef. Paulus of Saulus het die ouens vervolg wat Jesus nagevolg het. Hoekom? Want daar was leegte binne hom. Daar was iets wat hy geweet het, dis meer as net dit. As ek jou vanmôre vra, dink gou hier aan, dink jy jou geestelike lewe kan meer wees as wat dit nou is? As jy vanmôre vir my sê ja, dan wil ek vir jou sê, there's an emptiness inside of you that God wants to fill. But He's not going to pour living water into a muddy pot. He's not going to pour oil into a dirty pot. I need to clean it myself. En ek wil vanmôre vir jou vra om mooi te luister wat ek sê. Ek het 'n verwagting vir nuwe olie soos nog nooit van tevore nie. Miskien sit jy en jy sê, ek verstaan nie hoekom ek deur hierdie moeilike tyd gaan in my werksomstandighede, in my lewe, in my huwelik, in my, maak nie saak wat nie. God's helping you to empty out the pot. Maar God wil jou volmaak met sy gees vanmôre. God wil jou volmaak met sy liefde, met sy krag, met sy sterkte, met sy teenwoordigheid. Is daar genoeg plek in jou vir alles? Nou jy het nou gesê van die 30% van die wêreld. As jy nog 30% vat vir liefde, nog 30% vat vir sy vrede, sal 10% oor vir krag. En dan wat van jou blydskap? Wat van jou gemoedsrus? Wat van dit wat hy jou meer wil gee? We're missing out because we're coming in half full. Wil jy dit gou verstaan vanmôre? Baie van ons kom kerk toe, maar ons is 100% vol. Great. Wie wat is die slegste wat ons doen? Ons kom volgende week aan, ons is vir 70% vol. Ons het net 30% weggegee. En dan moet God vars olie boop ou olie gooi. Ek wil hier uitgaan en ek wil almal vertel, hy leef het opgestaan. I want to empty the barrel. I want to empty this vessel so completely that God can fill it up every time. Elke woord voorbij, elke oog gesluit. Ek wil met vanmôre
na jou lewe kyk en jouself eers die vraag vra, is ek regtig besig om my vol te maak? Of is ek dalk vol van iets dat ek net optop? Ek weet nie wat in jou lewe aangaan. Ek weet nie of dit negativiteit of moedeloosheid of iets wat jou energie dreig of I don't know. Ek weet nie of het dalk die eie ek is wat so vol is dat aan die plek is vir God nie. Maar ek wil nie vanmôre hier uitstap met iets wat in my is wat keer dat ek nie die volle blessing van God kan kry nie. Hy sê vir die vrou, vat jou seun en gaan in die kamer en sluit die deur. En maak die potte vol. Al twee die deure van die kerk is vanmôre gesluit. En die rede hoekom ek dit laat doen het is, we're behind closed doors. I need you to empty out so that God can fill in. Sê vir môre hier sit en sê, Here, maak my leeg. Help my dat ek leeg maak. Here, ek wil bely, ek is 'n sondaar. Ek is die slegste onder die slegstes. As jy dit vanmôre sê en jy bely dit, dan wil ek jou vanmôre vra. Steek op jou hand na God toe. Sê, maak my leeg, Here. I need to empty out. Wil skoon maak vanmôre. Ek wil vanmôre leeg maak, maar ek wil nie uitstap voordat ek nie vol is nie. As jy vanmôre jou hand opgesteek het, wil ek jou vra om saam met my op te staan, dat ek leer kan God vanmôre volmaak. Ek maak gewoonlik die uitnodiging om bid ek gaan jou daar sekondes gee om te bid en sê, Here, maak my leeg. Net aan my staan. En asseblief, moenie dit net in jou gedagtes sê nie. Sê net, Here, maak my leeg. Here, skep my leeg vanmôre. Clean me out from inside out. Here, maak my skoon. Onze Vader, wat in die hemel is, voor u staan vanmôre 'n klomp leerkamer. Man en vrou wat die besluit gemaak het, maak my skoon, maak my leeg, Here, maak my leeg. Here, as daar iets in my is wat vashou, wat vasklou, wil ek vanmôre vra, breek dit af. En al dit uit. Kry dit in my lewe uit, Here. Here, nou wil ek altyd my hande in die lug opsteek en sê, maak my vol, Here. Vul my op. Oh, kan voel in die deel my lichaam begin vloei. Kan voel van my voet af. Begin voel, dit raak al hoe meer en al hoe meer. Kan voel dit begin opstoot in my binneste. Here, moet nie ophou nie. Hou aan die gooi, Here. Maak my vol, Here, maak my vol. Maak my vol van die Gees. Maak my vol van die liefde. Maak my vol van die krag. Maak my vol van die blydskap. Maak my vol. En wanneer dit begin oorloop uit my mond, Sabakuti Barabasibatit,
O Ramasibatien, Ramasikurayat. Salabatien, Ramasibatien. Oh my God, Lord, I lift you up. Here, ek wil weer uitgaan. As jy die leegheid binne in my volgemaak het vanmorgen nie. Here, ek wil die loof, ek wil die prys, ek wil die verheerlik. Ek wil vanmorgen sê, dankie Here, dat jy met die slegste en die vuilste pot begin het. En dis ek, Here. Hy het my vanmorgen gereinig, my skoon gemaak. En dankie dat jy my volmaak. En Here, mag ek, wanneer ek hier weer terugkom, leeg wees. Laat ek alles weggegee het. Sodat die nuwe olie elke keer kan ingooi. Dis my gebed in die kosbare naam van Jesus. En ek dank jy daarvoor. Amen en amen. Die Here sien plek en neem. Jou gesien as jy olyfolie vat. En jy sit om in jou maag oop en jy laat staan om vir 'n tydperk. Dan is het amper of hy so 'n bietjie half of hy melkerig word. Ek weet of jy dit al gesien het. En hy proe glad nie lekker nie. Hy raak galsig. Dis die woord wat hulle agtergekom, dat baie mense is al so lang vol met die selfe olie, dat dit wat uitkom is galsig. Is not nice. Maar wie het vir die lekkerste is, as ek 'n bottel olyfolie moet maak, en is 'n nuwe bottel olyfolie. Jy gooi hom so in my pan in. Die goed soos 'n borrel en hy daai unieke reuk van olyfolie. Dan weet ek is besig om die beste kos gaar te maak. Wil jy maar iets voor hoor? Jy kan dalk olyfolie wees, maar jy het dalk galsig. Ek het nou dag so die olie in 'n bottel oorgehad, en ek het nie gesien, ek het hom agter gesit, stupid man. En volgende bottel het gemaak en begin gebruik. Nou dag het my olyfolie so van, die sê my, is nog so 'n bietjie in, en ek maak hom op en ek gooi hom in die pan, en toe ek hom in die pan gooi, toe ruik ek, hy is nie meer wat hy moet wees nie. En dadelik vat ek die hele bottel en ek gooi hom in die asblik. Wil jy het voor hoor, jou geestelikheid, dit wat jy partykeer dink, so amazing is dalk besig om galsig te raak, omdat jy dit vashou. Gee dit uit. Want hoe meer jy uitgee, hoe meer kan God volmaak. En hoe vaarser sal die produk word. En hoe skoner sal dit van binnekant word. Amen. As hy, kan ons staan vir 'n laaste lied en broers wat